Hallo maats, is lekker om by julle te kuier so daar by julle in julle huise deesdae. Die eerste keer dat ek vandag in jou huis is, baie dankie, ek hoop ek is welkom daar by jou, en dankie dat ek hier van my huis het, vir jou ook met jou kan bedien en met jou kan praat, en ek wil vandag 'n bietjie met jou weer praat oor kinders met karakter, en kinders met karakter het identiteit. Ons identiteit kom van God af, ons is wie God ons sê ons is, en nie wat die wêreld sê ons is nie. Maar voor ons daarby uitkom, ons gaan 'n bietjie oor omgee praat vandag. Kom ons sing 'n bietjie saam, ons begin hier lekker te sing. As jy reg is, ek weet so daar by die huis, jy sê ek is lekker saam met my sing. Kom ons hef ons hande op. Open the eyes of my heart, Lord.
Here Jesus, baie dankie vir hierdie tydjie wat ons net vir U kan loof en prys en net saam met U kan kuier. Dankie Vader dat ons waardes kan leer wat U vir ons in die Bybel wys. En dankie in hierdie tyd dat ons kan kom en net ook kan omgee vir mekaar, al is dit moeilike tye en al sien ons mekaar nie. Ons loof en prys U, Here, dat U vir ons kom wys het hoe U vir ons omgegee. Help ons ook asseblief om vir ander mense om te gee, ook in moeilike tye in Jesus naam. Amen. Nou goed, maar kom ons kyk, onthou, laas keer het ons gesels met Freddy. Nou Freddy weet dat hy moet omgee vir mense. En Freddy weet dat hy sy talente en sy geskenke en sy gawes moet gebruik om vir ander mense om te gee. Nou vandag wil ek weer met jou praat oor Freddy. Nou Freddy gee om en hy gebruik nie net sy geld en sy goeders wat hy het om vir mense te gee nie, maar hy gebruik ook sy tyd. Maar eers wil ek gou 'n bietjie met jou gesels oor om te gee vir ander mense, veral in hierdie tyd. Nou ek en jy sit lekker hier by ons huis en ons vir party is dit dalk 'n bietjie moeilik, vir ander is dit dalk nie so moeilik nie. Maar ek en jy het mense rondom ons wat swaar kry. Selfs baie keer hier in ons straat. My vrou sê nou dat my iemand bel en vra of oor weet sê dalk van iemand wat nie kos het in die huis nie, wat swaar kry. En sy onthou toe van iemand in die straat wat sy ken en sy weet die mense kry regtig baie swaar en hy het nie baie geld nie. En sy sê vir die vroutjie, weet jy wat, kom lewer die kos by my af, dis fyn, ons sal die kos vir daai mense gaan vat. En weet jy wat, toe ons het by hulle huis opdaag, dis die tannie in trane, want dit was hulle laaste kos wat hulle gisterand geëet het. En die volgende dag, weet jy wat's amazing, die volgende dag, toe dat weet sy vir ons, sy die helfte van haar kos gevat, sy die kos wat, net die kos wat sy nodig het sy van 'n gesin gehou, en die ander helfte, het sy nou weer geweet van ander mense in haar straat, wat ook sukkel, en sy daardie kos vir daardie mense gevat. Kom ons kyk gou na hierdie video, en wat sê die Bybel vir ons, in Matteus 5 vers 16. Matteus 5 vers 16, sê vir ons baie duidelik, wat Jesus wil hê ons moet doen. En hy praat hier van die dinge wat ons aan ander mense doen. Laat julle lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, dat weer verheerlik. En ek het vir jou 'n video vanoggend ook saamgebring, of vandag saamgebring, reik uit na jou medemens, met dit wat jy het. Kyk 'n bietjie hierna.
hierdie video nie hulle ook hartseer gemaak nie. It's amazing, baie soveel keer gebeur daar dinge rondom ons, dat ons nie eens weet dat ander mense swaar kry nie. En soos ek nou gesê het, hier in jou straat af, kan al raak mense wees wat regtig swaar kry. En hierdie seentjie in hierdie video, het gegaan met 'n mandjie gepak, en hy het 'n mandjie vol kos gepak, en hy het dit vir die mense gaan gee. Nou weet ek, ons moet veilig wees in hierdie tyd, jy kan nie sommer net gou 'n mandjie vol kos pak en jou mamma sê, ek gaan nie die straat afstap nie, dit gaan nie werk nie, dis teen die wet in die eerste plek. Okay. Ons moet dink aan maniere hoe om ander mense te help, en veral as ons weet van ander mense, moet ons regtig vir hulle omgee, want dit is graag wat Jesus wil hê ons moet doen. Die ander ding waaroor ek met jou wil praat, is oor tyd. Nou ek en jy het soveel tyd op hierdie stadium op ons hande, en ons kan met tyd kan ons vir ander mense omgee. Nou hoop ek jy het nou so 'n bietjie hierdie afgelope ruk, terwyl jy nou by die huis was, vir mamma gehelp om kos te maak. Al gehelp om skorrel te was. Al gehelp om jou kamer in die kant te kry. Al gehelp om uit te vee na die huis te mop. Maar as jy ander mense om dit te doen, nie alles gaan sy dit self moet doen. Nou as jy dit van jou kant af ook 'n bietjie doen, en sonder dat mamma dit vra, vir haar help, en dinge vir haar doen in die huis, en selfs vir pappa in die tuin, dan gaan hulle kan sien, jy gee om, met die tyd wat jy op hande het op hierdie stadium. Maar, mense moet dink aan die toekoms ook. Dink 'n bietjie aan wat gaan jy doen, eendag, as jy nou weer terugkom by die skool. Gaan jy van jou tyd gebruik om ander mense te help? En wat gaan jy doen om jou juffrou te help? Wat gaan jy doen om jou tyd te gee vir jou maats en vir jou juffrouens? En veral vir pappa en mamma, omdat hulle nou weer gaan besig raak en gaan werk. Wat gaan jy van jou kant af doen om hulle te help? Ek wil ook 'n bietjie by jou hoor. Dis nou nogal lekker partykeer as mamma vir jou speletjies gee en speelgoed gee en jy is opgewonde as jy die nuwe speelding kry of 'n verjaarsdagpresente goed kry. Maar dis nie altyd lekker as jy dalk by 'n konsert is of by 'n rugbywedstryd of by 'n hokkiewedstryd of netbal en mamma en pappa kan nie daar wees nie omdat hulle werk. En hulle het nie altyd tyd om by jou goeders uit te kom nie. Nou ek wil hier met 'n bietjie dink vandag. Dink 'n bietjie aan wat se tyd jy vir mense kan gee. Wat van jou tyd en hoe kan jy vir mense omgee? Kyk 'n bietjie na hierdie advertensie. Wat het hierdie seentjie gedoen om dit vir sy mamma en pappa, of veral vir sy mamma en sy mamma is 'n enkelouer, om dit vir haar makliker te maak sodat sy meer tyd het? Shivers offshore through the tides of oceans. We are shining in the rising sun. As we are floating in the blue, I am softly watching you. Oh boy, your eyes betray what burns inside you. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? 'Cause I love you. Is there anything I could do just to get some attention from you? In the ways I've lost every trace of you. Where are you? Where have you been? I've been saving you time so you can come to my play. Whatever I feel for you, you only seem to care about you. Is there any chance you could see me too? We know how precious every minute is, so we won't waste any of yours. Ons wil baie graag hê dat ons familie en ons pappas en mammas en ons boeties en ons sissies en ons ouma en oupa en almal net van hulle tyd vir ons moet gee om vir ons om te gee, om vir ons te kom kyk wat ons doen en hoe ons presteer en alles.
Maar hierdie seentjie het vir ons nou baie mooi gewys. Wat ek en jy moet doen. Wat ons kan doen. Sodat ons meer tyd vir ander mense kan maak, sodat hulle vir ons kan omgee. Nou, dink bietjie weer vir my. Hoe kan jy jou tyd vir iemand gee? Veral as jy nou gaan terug aan skool toe. Wat gaan jy kan maak om vir ander mense te kan omgee? Vir jou maats, vir jou juffrouens, jou pappa en mamma. Wat gaan jy doen om vir hulle meer tyd te maak, sodat jy vir hulle kan omgee? En hoeveel van jou tyd gaan jy gee vir iemand soos byvoorbeeld jou oupa of ouma? Of byvoorbeeld kinders wat swaar kry in 'n kinderhuis. Sal jy 'n bietjie daaraan dink om dalk 'n bietjie vir die kinderhuise te gaan kuier en goeders vir hulle te vat? Dalk jou kamer 'n bietjie skoon te maak en jou klere te ontruim en bymekaar te maak en klere wat nie meer pas nie, dit alles in 'n boks te gooi of in 'n sak te gooi en dit by 'n kinderhuis te gaan afleer. Want dit is ook, jy het nodig om tyd te maak om dit te kan doen. So, jy moet iewers in die dag moet jy inruim om jou klerekas te gaan. Jy moet iewers met jy tyd by pappa en mamma kry om jou te vat na 'n kinderhuis toe. Jy moet iewers met die tyd kry tussen al jou sportaktiwiteite en jou kultuuraktiwiteite om vir daai uur of 2 ure net na daardie kinderhuis te gaan. So dit is nie baie maklik nie. Dis maklik om sommer net jou geld te gee en jou goeders te gee en goed net weg te gee. Maar om tyd te maak is een van die moeilikste dinge om te doen wanneer 'n mens omgee vir iemand anders. So hoe gaan jy, dit wat jy nou geoefen het by die huis, hier tydens lockdown, hoe gaan jy, as alles verby is, gaan jy dit nog steeds doen? Of gaan jy sê, nee, ek het nie tyd nie? Of gaan jy regtig tyd maak om vir ander mense om te gee? Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie Bybelvers. Want as ons omgee vir iemand, dan gee ons om eintlik vir Jesus. As ons nie omgee nie, kyk ons hierdie Bybelvers. Dan sal hy vir hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie geringstes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. Wow. Jesus is die een wat altyd omgegee het. En wat vir ons die beste voorbeeld is van omgee. So, as ek en jy iets goed doen vir mense, dan is dit asof ons vir Jesus omgee. Asof ons dit vir Jesus doen. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As ons nie omgee nie, en nie goeders doen vir ander mense nie, dan is dit ook asof ons dit nie aan Jesus doen. So ons gee nie om nie. So, net so moet ons tyd spandeer, asof ons dit vir Jesus doen. En mense gaan sien, dat jou lig skyn. Nou kinders met karakter wat omgee, gee om vir mense rondom hulle. En ons gee nie net ons goed nie, maar ons gee ons tyd. So ons help vir juffrou in die klas om af te stof, ons help vir juffrou, as ons sien sy dra swaar, en help ons aan dra en goeders. En ons kan dit nie nou doen nie. Maar onthou, ons gaan weer terug. En ons gaan tussen ons maats wees. En gaan jy 'n goeie voorbeeld wees vir jou maats. Gaan as juffrou in die klas instap, as jy in die klas instap, en dan weet juffrou sommer, hierdie kind gaan my vandag help. Want hierdie kind gee om. Nie net vir sy maats nie, of homself nie, maar ook vir sy medemens. En as jy terug aan skool toe, en jy raak nou lekker besig weer, onthou, gaan jy weer vir papa en mamma help in die huis. Gaan jy ook weer vir hulle help, sodat hulle kan tyd hê, om aan jou aandag te gee. En daar is 'n Bybelvers wat ook sê, laat jou lig skyn, Matteus 5 vers 16. Laat jou lig so skyn vir die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel verheerlik. Nou ons moet nie dinge doen, sodat ander mense dit eintlik kan sien. Ons moet dinge doen, sodat ons lig kan skyn. Mense moet ons helder lig, die lig van Jesus in ons kan sien, sodat hulle kan weet, wow, hierdie kind, Jesus skyn uit hulle uit. Hierdie kind is 'n omgee kind. Hierdie kind wil nie net gesien word omdat hy goeie goed doen nie, maar hy doen goeders. Hy gee om vir mense, omdat hy lief is vir Jesus, en omdat hy 'n kind van God is, en omdat hy God wil verheerlik. Nou hier is jou uitdaging. Sê gou vir jouself, en sê vir die mense rondom jou daar, ek daag jou uit vandag. En luister mooi. Gaan gee om vir die mense om jou. Nie net vir jou huisgesin, vir jou boetie, jou sis en jou papa en jou mama nie. Mense rondom jou. Gee ook jou tyd vir die mense om jou, sodat hulle tyd kan meer maak om vir jou tyd te gee. As jy jou tyd gee, sien mense dit en eer God daarvoor. En onthou maats, omgee beteken om van jouself, jou tyd en jou geld te gee
vir die wat dit nodig het. Gaan leef dit. Nou kom ons bid saam en ons vra vir die Here om ons te help, want ons eie sal ons dit nie kan regkry nie. Dankie Jesus, dat ek tyd, geld en goed het om te deel met mense om my. Wys my asseblief elke dag waar ek kan gee en so om te gee vir die mense om my. In Jesus se naam. Amen. Dankie Maas, die saam met my gebid het, en nou het ons vir die Here gevra het om ons te help, om vir ander mense om te gee. Kom ons sing hierdie laaste liedjie om jou af te sluit, en ons vra vir hom, terwyl ons het sing, die liedjie se naam is The Changing Me, dat hy ons sal net sal kom verander, dat hy ons gedagtes sal verander, en ons gedagtes sal nuut maak, dat hy die verandering in ons lewe sal bring, sodat ons vir ander mense sal kan omgee. to the very end.
Ek sien julle volgende keer, hopelik is binne die volgende week terug in julle huise. Baie dankie vir jou tyd. Mag die Here jou seën en jou help om te gee vir ander in Jesus naam. Sien jou volgende keer.